Wees sterk en wag. Dalk is die dapperste ding wat jy vandag kan doen, om te wag. Ek lees dis wat Dawid moes doen in 'n baie uitdagende tyd in sy lewe. Hy skryf in Psalm 27 vers 14, Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Nou wag is nie passief nie. Dis nie 'n teken van swakheid of 'n gebrek aan geloof nie. Wag is 'n baie moedige vorm van vasberadenheid. Dis die innerlike besluit om nie te knak onder druk nie, maar om te groei terwyl jy wag. In 'n wêreld waar alles so kitsvinnig deesdae moet wees, herinner hierdie vers ons om die ritme van vertroue te kies. So dink aan die wag op toetsuitslae, die wag op bevordering, die wag op 'n deurbraak, die wag op genesing. Nou die wagtyd kan natuurlik oneindig lank voel, maar dis juis hierin en hier tydens waar jou karakter gevorm word. Om sterk te wees beteken om aktief te wag. Dit is om te bid, om te beplan, om te rus, om te luister, om jou geloofsvertroue te versterk met beloftes vanuit God se woord wat jy nalees. So wanneer jy vandag wag op iets belangriks, gebruik die tyd juis om jou hoop en jou uitervermoë te verdiep. Lees iets wat jou inspireer, stap stadig in die natuur, help iemand anders. Al hierdie eenvoudige dade bou jou moed en dit hou jou siel lewendig. Jou storie word een van triomf, juis omdat jy nie ingegee het nie. Navorsing in positiewe sielkunde wys dat entoesiasme en vitaliteit jou vermoë om vol te hou versterk en jou algehele welstand wel verhoog. Nou hierdie innerlike energie is presies wat wagtyd 'n besondere geseënde tyd maak. Is dit maklik? Nee. Dis hoekom jy sterk moet wees met God se hulp. Onthou die Here werk selfs wanneer jy dit nie dadelik kan sien nie. So die vraag is, waar in jou lewe het jy God se hulp nodig om sterk te wees en te wag? Wees juis daar sterk en wag op die Here met God se hulp. Leef geïnspireerd.